Goeiedag. Die tweede kerkbode van hierdie jaar en die eerste ene van Februarie maand is pas van die drukkers af. Die vermorsing van geld, korrupsie en wanbestuur in die land is iets wat deesdae oral in die nuus is. Verlede week is 'n nuwe organisasie met die naam Corruption Watch gestig. Kerkbode berig hieroor. Ons het onder andere gesels met 'n dosent, 'n senior dosent in dogmatiek en etiek aan die Universiteit van Pretoria en ook met 'n leraar van die Verenigde Gereformeerde Kerk, wie sy eie kerk se skatkis byna dolleeg gesteel is reg onder hulle neus. In ander nuusstories in die uitgawe kyk ons na 'n gesamentlike gesprek tussen die VGK en die NG Kerk wat in Pretoria gehou is oor die belydenis van Bellaar. Dit is deel van 'n landwyse program om oral openbare gesprekke oor die belydenis van Bellaar op grondvlak tussen lidmate te hou. Ons berig ook oor die NG Kerk se nuwe jaarboek wat pas verskyn het. Daarin is dit duidelik dat die NG Kerk se lidmaatstalle net soos meeste ander kerke besig is om af te neem, maar dat die NG Kerk steeds by verre die grootste Afrikaanse kerk is met meer as 1 miljoen lidmate. Buitelandse nuus is dat die geestelike boekmark in China steeds 'n geweldige bloeitydperk beleef. Al hoe meer geestelike boeke word daar gedruk en verkoop en die aantal Bybels wat in China verkoop word, neem elke jaar net meer en meer toe. In die vorige uitgawe het kerkbode berig oor die Gereformeerde Kerke se synode. Daardie kerk se synode het onder andere besluit om nie 'n bilaterale ooreenkoms tussen hulle en die NG Kerk goed te keur nie. In hierdie uitgawe het kerkbode met 2 lidmate van die Gereformeerde Kerk gaan gesels. Hulle is die fisiekanselier van die Noordwes Universiteit, professor Teens Elof, en professor Gerry Snyman van Unisa. Albei hierdie is gesiene lidmate van die Gereformeerde Kerk. Hulle vertel onder meer hoe sien hulle die kerk se pad vorentoe en ook hulle indrukke van die afgelope synode. En na die eindtydvoorspellings wat die hele land en die hele wêreld verlede jaar in rep en roer gehad het, is dit uiteindelik nog niet. Volgens sommige se vertolking van die Maya kalender sal die wêreld vanjaar op 21 Desember finaal ten einde loop. Professor Stefan Joubert bespreek hierdie voorspellings aan die hand van die Bybel. En dan kyk ons ook in hierdie uitgawe na die geweldige groei van sosiale media en spesifiek Facebook en die invloed wat dit op die kerk het. Marius Greef het met 'n paar kenners hieroor gaan gesels en van sosiale media gepraat. As jy dit nog nie gedoen het nie, sluit sommer vandag nog aan by Kerkbode se Facebookblad en gesels saam. Jou stem is vir ons belangrik. En onthou om op Kerkbode in te teken, kontak vir Jean Himan by 021 864 8252 of per e-pos by jean@tydskrifte.co.za. Tot 'n volgende keer. Totsiens.